Liewe luisteraar, baie welkom. Ons is besig om saam te reis met die tema Bede uit Romeine en vandag staan ons stil by hoofstuk 14. Nou hoofstuk 14 vers 1 tot en met vers 7 lê redelik klem daarop dat ons moet versigtig wees om dinge wat nie sentraal is nie, so belangrik te maak, so dominant te maak, dat Christus nie meer die sentrale fokus van ons as gelowiges is nie. Dit gebeur tog so maklik dat ons eie voorkeure en hoe ons goeders wil hê en hoe ons goeders sien, en nou praat ons nie van die diepste geloofsoortuigings nie, maar die goed wat net daar op die kant is, so belangrik raak en so swaar op ons druk, dat ons nie meer mekaar met liefde behandel nie, dat ons vyande word van mekaar en dat ons begin armdruk oor onnodige dinge. Ek lees graag vir julle hoofstuk 14 vers 8. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of as ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Wat die woord hier vir ons sê, en dit is eintlik so mooi saamvat, is gaan alles wat ons doen as kinders van die Here dan nie oor hom nie? Behoort hy dan nie die sentrale fokus te wees nie? Raak dit nie tot 'n mate afgodsdiens as ons onbelangrike dinge gedurig die sentrale fokus van ons byeenkomste maak nie? Wees versigtig daarvoor. Dit is beter om eerder vroeg te besef dat alle eer, alle fokus, alle moeite, alle inspanning behoort te draai rondom die Here Jesus Christus. Hy is ons enigste weg, waarheid en lewe, en hy is ook die enigste een in wie ons eenheid vind. Ja, gelowiges verskil baie van mekaar. Ons kom uit verskillende plekke af, ons lyk anders, ons almal het anders stories van mekaar, maar is juis Jesus Christus en die liefde vir hom, die oortuiging dat hy die Seun van God is, ons Here die Verlosser, dat ons in hom saam gebind word. Die ander gom gaan nie werk nie. Ons gaan nie mekaar vind rondom wat se liedjie nou die mooiste is, of hoe ons behoort aan te trek, of wat ons behoort te doen nie. Nee, familie, kom ons begin by die Here Jesus, as ons bron van eenheid, die een wat ons saam bid, en in gehoorsaamheid hoor ons saam wat die Here vir ons vra. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here Jesus, somtyds trek ons so tou met mekaar, oor dinge wat eintlik nie die kern is nie. Somtyds druk ons so arm met mekaar, oor dinge wat nie ewigheidswaarde het nie. In plaas daarvan, dat ons eerder erken dat U ons sentrale kernfokus behoort te wees. Here, ek het ook my eie voorkeure, dit wat ek dink beter gaan wees, dit waarvan ek meer hou, dit wat vir my lekkerder is, hoe ek dinge sien, en so ook al die ander gelowiges. Maar herinner ons dat hierdie dinge nie gaan maak dat ons nader aan mekaar groei nie, dat hierdie dinge nie die gom gaan word wat ons saambind nie, maar ons word slegs saamgetrek deur die een wat die hoof is van die liggaam. Here, as U die hoof is van die liggaam, wie is die hand om die voet te wil seermaak? En wie is die voet om die hand te wil pynig? Behoort ons nie in gehoorsaamheid te doen wat U van ons vra nie, in gehoorsaamheid saam te luister, saam te onderskei, in gehoorsaamheid en in liefde vir mekaar te vra, wat is die beste vir my broer? Wat is die beste vir my suster? Here, ons streef nie na perfeksie nie. Ons streef daartoe om U te verheerlik in alles wat ons doen. Mag dit so wees. Verander ons denke en ons harte, ons gedagtes, om juis deur hierdie begeerte saamgetrek te word. Amen.